Ek wil in hierdie episode wil ek julle kom vertel my stryd teen bose geeste, van kindertyd tot bewuswording van narcisme. Van kleintyd af het ek dinge gevoel wat ek nie kon verduidelik nie. Wanneer ek in 'n kamer binne gaan, kon ek weet as daar iets nie reg is nie. Dit is so 'n koue teenwoordigheid, 'n druk op my bors of net 'n stilte wat nie vrede dra nie. Mense sou sê dis my verbeelding, maar ag, ek het geweet daar's meer. Daardie gevoel het my jare lank gevolg. Ek het nie geweet hoekom ek dit dra nie, tot ek later verstaan het. Dit was nie vrees nie, dit was roeping. God het my oë geopen om die onsigbare te sien. Toe ek ouer word, het ek besef, die donker verskyn nie altyd as iets bonatuurlik nie. Partykeer gebruik dit mense. Mense wat glimlag, maar al woorde sny, of mense wat beheer vat, maar sê dis liefde. En dit was my eerste ontmoeting met narcistiese gedrag. Lank voor ek geweet het daar's 'n naam daarvoor. Ek doen 'n Bybelstudie met die tema lig teenoor duisternis. En in Johannes 1 vers 5 staan daar: lig skyn in die duisternis en die duisternis het nie oorweldig nie. Elke keer as ek die donker gevoel het ek ook die lig beleef wat dit breek. God wys ons daar's altyd twee geeste aan die werk, een wat bring en een wat breek. Die een wat bring vrede, eerlikheid en kalmte, en die een wat breek, bring verwarring, skuld en vrees. En wanneer jy leer onderskei tussen die twee, begin jy sien, nie elke glimlag is heilig nie, en nie elke sagtheid kom uit liefde nie. Ek het al jonk geleer, wanneer ek die duisternis raak sien, moenie terugdeins nie. Praat met gesag, nie in jou eie krag nie, maar in Jesus naam. Want die bose vrees nie mense nie, hy vrees die lig wat binne in jou woon. Daarom praat ek vandag oor narcisme, nie uit woede nie, maar uit beskerming. Ek het gesien hoe dit mense leegtrek, hoe dit hulle geestelik laat opdroog, hoe dit selfs hul identiteit steel. Dis dieselfde patroon as in die geestelike wêreld, 'n gees wat wil beheer, nie lief hê nie. En dan, in die volgende Bybelstudie, het die tema die gees van waarheid. Nou in 1 Johannes 4 vers 1 lees ons: geliefdes, glo nie elke gees nie, maar toets die geeste of hulle uit God is. Daardie vers het my rigting geword. Dit het my geleer om nie net te kyk na wat mense doen nie, maar om te hoor watter gees deur hulle praat. Dis hoe jy onderskei tussen waarheid en misleiding. En dis vandag my roeping om ander te help toets, nie met oordeel nie, maar met wysheid. Om te weet wanneer God praat en wanneer iets anders probeer inmeng. Ek glo God het my van kleintyd af laat voel wat ek voel. Nie om my bang te maak nie, maar om my op te rig, sodat ek vandag lig kan dra vir ander wat nog in verwarring sit. Want waar daar lig is, vlug die donker. En waar daar waarheid is, verloor die vyand sy houvas. En dan lees ons in 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. As jy vandag luister en jy herken iets van jou eie storie hierin, miskien sit jy vas in iemand se beheer of jy voel jy verloor jouself in die donker, weet, jy kan daar uitstap. God se lig is sterker as enige iets wat teen jou staan. Deel nou hierdie episode met iemand wat dalk ook vasgevang is in die donker. Miskien is dit die lig wat hulle nodig het om weer te begin sien. En as hierdie boodskap met jou praat, volg die show, deel dit verder en help my om meer lig te bring. Een storie op 'n slag. Wil jy hê ek moet vir jou ook 'n kort intro stem?